Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. En ja, ons gaan voort met Lukas 8 vanaf vers 40. Met Jesus se terugkoms het die skare hom verwelkom, omdat almal vir hom gewag het. Kyk, daar kom toe 'n man aan met die naam Jairus. Hy was 'n leier van die sinagoge. Hy het voor Jesus se voete neergeval en hom gesmeek om na sy huis te kom, omdat sy enigste dogter, ongeveer 12 jaar oud, op sterwe gelê het. Op pad daarheen het die skare Jesus verdring. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en reeds alles wat sy besit aan dokters bestee het. Maar sy kon deur niemand genees word nie. Sy het van agter af nader gekom en die soem van sy bokkleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Wie het my aangeraak, het Jesus gevra. Toe almal dit ontken het, Petrus gesê, Meester, die skare dring tog rondom u saam en druk teen aan u. Maar Jesus het gesê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag uit my vloei. Toe die vrou besef dat haar optrede nie ongemerk verbygegaan het nie, het sy bewend voor hom kom neerval. Sy het toe voor die hele volk vertel waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die leier van die sinagoge se huis af en sê, die dogter is nou net dood, moet die leermeester nie langer lastig val nie. Maar Jesus het dit gehoor en vir hom gesê, moenie ontsteld wees nie, glo net, en sy sal gered word. Toe Jesus by die huis aankom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan nie, behalwe Petrus, Johannes, Jakobus en die kind se vader en moeder. Almal het gehuil en gerou oor haar, maar Jesus het gesê, moenie huil nie, want sy het nie gesterf nie, maar slaap net. Hulle het hom egter uitgelag, omdat hulle geweet het dat sy gesterf het. Maar Jesus het haar aan die hand geneem en uitgeroep, meisie, word wakker. Haar gees het teruggekeer en sy het dadelik opgestaan. Jesus het beveel dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was oorstelp van blydskap, maar Jesus het hulle opdrag gegee om vir niemand te vertel wat gebeur het nie. Geliefdes, hierdie is regtig seker die verhaal in die Bybel wat die grootste impak op my lewe gemaak het. Hier is Jesus op pad, geweldige skare, Jairus kom na hom toe, sy dogtertjie lê op sterwe, sy is 12 jaar oud. En op pad daarheen gebeur daar iets. En nou wil ek hê jy moet mooi verstaan, hierdie kind is besig om te sterf. Ons lees dan later dat hulle 'n boodskap bring en sê sy sterf, want blykbaar het Jesus nou te lank gevat om daar uit te kom. Maar op pad soontoe kom hierdie vrou, en hoor die getal, al 12 jaar. Solank as wat hierdie dogtertjie lewe, ly hierdie vrou aan bloedvloeiing. Nou, ons mans gaan dit nie baie mooi verstaan nie, vrouens halfpad beter, want dit is letterlik 'n vrou wat dan vir 12 jaar aan een menstrueer. Wat dit erger maak, in daai tyd het hulle geglo dat sy is onrein tydens die tyd van menstruasie. So, sy mag aan niemand raak nie, niemand mag aan haar raak nie, niemand mag naby haar kom nie. Vir 12 jaar loop sy met hierdie verskriklike ding. En sy glo as sy net aan Jesus se soem kan raak, gaan sy genees word. En dit gebeur. En nou het dit gebeur. Sy is ook gesond. Hierdie dogtertjie lê nog op sterwe. Ek kan verstaan dat Petrus half ongeduldig raak en almal by hom, want
Nou stop Jesus. Daar is nie tyd om te stop nie. Hier is 'n krisis, hierdie dogtertjie is aan sterwe, maar Jesus stop. Want hy wil eers hierdie vrou se storie hoor. Ek weet nie, dalk het Jesus geweet haar liggaam is nou genees, maar haar hart is nog stikkend van 12 jaar. Maar Jesus gee tyd aan hierdie vrou. Sy is nou belangrik. Sy het nou sy pad hier gekruis en sy is nou belangrik. En sy moet nou kans kry om haar verhaal te vertel. En geduldig luister Jesus, dat sy alles vertel. Kyk, ek kan in my indink, ook die verskil tussen mans en vrouens. As dit nou 'n man was, het hy gesê, nou, dit en dit het gebeur, en ja, hoe is ek gesond? 'n Vrou, wel, hulle vat bietjie langer, nee, daar's meer detail. Van die begin af in detail vertel. Maar haar detail, haar storie, is vir Jesus belangrik. Hy gaan by Jairus se huis uitkom. Hy gaan dit ook hanteer. Maar nou is hy eers hier en hierdie vrou is vir hom belangrik. Dan gaan die verhaal aan. Jesus kom daar, hulle het natuurlik gesê die kind het gesterf en ek het altyd gewonder hoe kan net die mense wat nou net gehuil het hom uitlag. Dit is baie moontlik dat dit professionele roubeklaars was, nie familie en vriende van die gesin nie, dit is mense wat betaal was om te huil. So hulle kan nou maar lag tussenin. Maar Jesus jaag hulle almal weg. En dan sê hy vir die meisie om op te staan en hy sê hulle moet vir haar kos gee. Dit is natuurlik ook 'n bewys dat sy regtig leef, en beter is, want nou eet sy. Ook in daai tyd was eet iets van gemeenskap hê met mekaar. Dit wat hy vir hierdie vrou teruggegee het, want sy mag ook nou weer in 'n gemeenskap deel wees met mense. En wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan hoor ek twee goed. Die een ding is dat jy is vir Jesus belangrik. Jou verhaal, jou storie is vir Jesus belangrik. Maak nie saak wat 'n ander dringende goed daar is, nie. Jou omstandighede, jou werklikheid is vir Jesus belangrik. Die tweede ding wat ek hoor, is dat ook in my lewe, dat wanneer mense op my pad kruis, maak nie saak wat alles nog moet gebeur nie, maak nie saak hoe haastig ek na volgende plekke toe is nie, daai mens op daai tyd is belangrik. En ek moet nou daar wees en hulle storie hoor en tyd gee. Amen. Here almagtige God, dankie dat ons vir U tel. Maar ja, Here, gee dat mense ook vir ons sal tel en wys ons watter mense kom vandag op ons pad. By watter mense moet ons net te slag stop. Ons net stop en hoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.